met punt nommer 5 vanaand, en dit is om ken sy wil en ken sy beginsels. Ja, ek gaan nou nie weer wat ons alles al klaar gesê het nie, die series is hier, so julle is baie welkom om te kry. Kom ons blaai na Matteus 6 vers 33 toe. Bekende versie, liedjie ook daaroor, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, en onthou, ek het gesê, hemel op aarde, koninkryk van God, lewe in oorvloed, koninkryk van lig, alles is maar, kom basies op dieselfde ding neer. So, ons kan ook hierso sê, beywer julle, of soek dan nou eerstens die koninkryk van God, of om hemel op aarde te hê, en vir die wil van God. Die ou vertaling praat van, en sy geregtigheid. Onthou, daar is 'n geregtigheidsposisie, wat beteken, ons is regverdig verklaar, ons is justified, praat die Engels, dit beteken, dis jou posisie in Christus, dis waar jy heilig, onberispelik, rein, sondeloos, skoongewas met sy bloed, verklaar is, dis jou posisie in Christus, skoongewas. Maar dan is daar 'n geregtigheidswandel, met ander woorde, 'n wandel in sy wil, volgens sy wil, en dis waarvan hier gepraat word. Hierdie word nie gepraat van jou posisie, jou geregtigheidsposisie nie. Hier word gepraat van, soek ook, wat die wil van God is, of 'n ander manier van sê, God se manier van doen. Ons het dit al in hierdie reeks al 'n paar keer van gepraat. God het 'n manier van doen. As jy byvoorbeeld in 'n rusie is met iemand, dan is God se manier van doen is, gaan maak vrede. God se manier van doen, sê hy vir ons in sy woord oor die finansies. God se manier van doen is om te saai, dan sal jy hê. Die wêreld se manier van doen is, spaar, en jy sal hê. God het 'n manier van doen wat hy wil hê, wat die man en die vrou in hulle huwelik moet doen. En dis waaroor ons vanaand gaan praat oor. Wat is God se wil? Wat is sy manier van doen, wat hy wil hê, dat ek moet doen. Hy sê, en dan sal hy ook vir julle al hierdie dinge gee. So, okay, kom ons op die aantekeninge, die eerste deeltjie is ter inleiding. Elke regeringsvorm, onthou ons het nog al baie gepraat oor regeringsvorms, het 'n grondwet. Suid-Afrika het ook 'n grondwet. Demokrasie het 'n grondwet, alle regeringsvorme het 'n grondwet, ook 'n koninkryk. 'n Grondwet is 'n geskrewe dokument, waar die koning, nou in 'n koninkryk, sy persoonlike wil en sy persoonlike begeertes vir sy koninkryk bepaal. En noem daai nommer 1. Goed? Nou die volgende ding wat 'n grondwet is 'n geskrewe dokument, wat die manier hoe die koninkryk regeer word, ook bepaal. Noem dit nommer 4. Julle sal nou verstaan hoekom. En die derde ding, wat 'n grondwet doen, is 'n geskrewe dokument waar die verhouding tussen die koning en sy volk bepaal word. Dit is punt nommer 2. En dan die laaste ding wat 'n grondwet is 'n geskrewe dokument waar die voordele wat dit vir die volk het bepaal word. En dit is punt nommer 3. Nou in die koninkryk van die hemel is God die koning en die grondwet is die Bybel. Alright? So in die Bybel word die God se persoonlike wil en begeertes vir die koninkryk bepaal, die manier hoe die koninkryk regeer word, die verhouding tussen die koning en sy volk, en dan die voordele wat dit vir die volk het, hier grondwet vir die volk het. Dit word in die Bybel vir ons bepaal, geskrewe as 'n Ou en 'n Nuwe Testament. God maak sy wil aan ons bekend in die Bybel, wat dan as ons gehoorsaam is, sy wil doen, volgens sy manier van leef, daarvolgens leef, dan is dit tot ons voordeel. En ek wil 'n paar voorbeelde noem. Adam. God se wil vir Adam was, dat hy van al die bome mag eet, behalwe van die boom van kennis van goed en kwaad. En Adam het nie God se wil gedoen nie. En wat het met Adam gebeur? Dit wat met hom gebeur het, was dit tot sy voordeel? Sien, dit was die gevolge. Goed, kom ons gaan na Abraham toe. Ek wil oor 3 goed praat van Abraham. Toe Abraham die opdrag kry van God in Genesis 12, in Genesis 15, om weg te trek, Kanaan toe. Toe sê God vir hom, jy moet
almal los, net jy en jou vrou en jou kinders moet gaan. Jou hele familie moet jy los. Abraham is ongehoorsaam en hy vat vir Lot saam. En wat gebeur toe? Rusie, onenigheid oor grond. So was dit tot sy voordeel? Nee, want hy het buite God se wil gewees. Die volgende ding wat Abraham doen is, God sê vir hom, jy sal 'n nageslag hê. Maar deur Sara kry hy nie 'n nageslag nie en hy ou begin moedeloos raak en hy gaan slaap by Hagar en Ismael word gebore. Was Ismael tot Abraham se voordeel? Nee, hoekom nie? Hy was buite God se wil. Toe die derde ding wat ek wil noem is, Abraham kry die opdrag, vat jou seun Isak, gaan offer hom. En hy doen dit, hy gehoorsaam. En wat was dit? 'n Verwysing na Jesus. En God sê vir hom, omdat jy dit gedoen het, het jy vir my gewys, jy glo in my, en daarom word hy die vader van die geloof genoem. Omdat hy God se wil gedoen het. Nou net so is dit in ons lewens. Kom ons blaai nou, kom ons kyk na Noag. God gee vir Noag die opdrag gaan bou 'n bootjie. Sonder laat dit reën. Ek weet nie hoe lyk 'n boot nie. Weet nie wat 'n boot is nie. Noag is gehoorsaam. Was dit tot sy voordeel? As hy ongehoorsaam was, het hy verdrink saam met al die ander mense. Tot niet gegaan. Dit is presies dieselfde soos dit werk in die woordbeginsels. Goed, kom ons blaai gou, ek sê hier vir ons, kom ons blaai na Jeremia 29, bekende ou versie, wat ons so maklik quoteer. Jeremia 29, vers 11 tot 14. Ek weet wat ek vir julle beplan. Onthou nou wat het ons gesê, wat is 'n grondwet? God se plan vir sy volk. Hier hoor jy vanaand, wat is God se plan vir jou? Wat vir elkeen van julle wat hier sit. Hierdie is 'n vers wat mense altyd gebruik, en dit is 'n fantastiese vers. Maar as baie kinders van die Here wat hierdie vers quoteer, maar hulle lees hier die hele stukkie rondom dit nie, en dan ervaar hulle nie dit wat hierdie vers sê nie, en kan nie verstaan hoekom nie. Kom ons lees om die hele prentjie. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, verwagting. Dis God se plan. Maar nou sê hy, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit, ensovoorts. So, om hierdie toekoms, wat God vir ons beplan, hierdie voorspoed en nie teenspoed, hierdie toekoms, hierdie verwagting te hê, wat die Here vir ons beplan, die beplan het vir ons. Maar nou kom sê hy, jy moet vra na my wil. Vra na my wil, ken my, vra na my wil met jou hele hart. En dit is wat mense nie doen nie. Ek verstom my, soms as ek in berading sit met mense, dan is hulle lewens 'n absolute gemors. Hulle huwelike is 'n absolute gemors. Maar as jy na hulle luister, dan pas hulle feitlik nie een van die huweliksbeginsels toe, wat in die woord gesê word nie. Maar hulle is Christene, hulle gaan elke Sondag kerk toe. Maar hulle dink ook nie, daar's iets snaaks. Jy weet, ek kan hulle nie verstaan, hoe kan 'n mens nou van hulle verwag om getrou te wees in die huwelik? Jy weet, wat maak dit nou saak as jy nou 'n bietjie buiteegtelike verhoudings het, en so af en toe die kat in die donker knyp, en snaaks. Goed, kom ons kyk nou na 'n volgende iets wat God se wil is, Johannes 3, vers 16. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, en dis God se wil, ons wat in hom glo, dan sal ons nie verlore gaan nie, maar ons sal die ewige lewe hê. Dis God se wil. Dat ons die ewige lewe moet hê, en julle weet nou, al ewige lewe beteken nie net om vir ewig te lewe nie. Dit is by Johannes 17 vers 3, wat is die ewige lewe? Dit is om vir God en vir Jesus Christus te ken. Verhouding, ken beteken om in 'n verhouding, 'n gemeenskapsverhouding te wees met hom. Ek wil so 'n paar praktiese voorbeelde noem. God
God se wil, God se manier van doen, een van sy koninkryks beginsels, is byvoorbeeld dat ons moet sterf aan onsself. Is dit nie so nie? Jy lees dit dwars deur die Bybel. Tel op jou kruis, verloon jouself. Kruis beteken sterwe. En wat is die voordeel vir ons, wanneer ek sterf aan myself? Wat is die voordeel vir my en vir jou? Hoekom sê God, ons moet sterf aan onsself? Jesus het vir ons die voorbeeld gegee. Jesus het homself gesaai, en daar het 'n nuwe Jesus opgestaan. 'n geestelike Jesus. Dis presies wat met ons moet gebeur. Ons, die ou mens, moet sterf, sodat daar 'n nuwe mens, na die beeld van Christus, moet opstaan, en moet lewe. Dis waarby God wil uitkom. Hy wil hê, ons moet mos sy heerlikheid leef, ons moet na sy beeld wees. Maar die ou mens, die sondige mens, moet sterf. Ok, Jesus was nie 'n sondige mens, maar hy het vir ons die voorbeeld gestel, en gesê, dat hy het gesterf, en weer opgestaan. Dit is maar net die simboliek van wat met ons gebeur. Ons sterf fisies, sterf in ons ou mens, en ons staan as geestelike mense op. Byvoorbeeld, wat is God se wil? Dat ons die huwelik moet heilig hou. Hoekom wil hy hê moet ons die huwelik heilig hou? Hoekom wil hy nie hê ons moet egbreek hê nie? Sodat ons 'n gelukkige huwelik moet hê. Oor finansies byvoorbeeld, hy wil vir ons gee. Maar wat is sy wil? Hy sê, gee jou 10de, saai en help armes. Dis sy manier van doen. Dis hoe die koninkryksbeginsels werk. Ok, nou ek het daai vir julle gesê, net om punt nommer 1, is dat die grondwet is 'n geskrewe dokument waar die koning sy persoonlike wil en sy begeertes vir die koninkryk bepaal. Dis punt nommer 1 hier op die aantekeninge. Die grondwet is die koning se wil, sy begeertes, sy plan en sy doel vir sy volk. So in die eerste plek moet ons sy wil ken. Nou dis onmoontlik om hier by die Bybelstudie elke fyn detail van sy wil hier uit te stip. Ons gaan sommer net vinnig na 'n paar kyk. Ek gaan nie na daai verse toe blaai nie, anders gaan ons nie klaar kry vanaand nie. Ek gaan vir julle net vinnig sê waaroor gaan elke skrif. Elkeen van hulle sê wat is God se wil. Johannes 6 vers 40 sê dit is God se wil dat ek en jy die ewige lewe moet hê. In 'n verhouding moet hê. Dit is God se wil. Dis hoekom hy vir ons hier op aarde geplaas het in die eerste plek om verenig te lewe met sy seun Jesus Christus. 1 Korintiërs 1 vers 9 ook. Die tweede vers, Efesiërs 1 vers 3, is dat dit God se wil dat ons 'n geseënde lewe moet hê, want hy sê ons is geseënd met al die seëninge wat daar in die hemel is ek en jy mee geseënd. Hy het dit vir ons gedoen, en hy wil hê ons met hierdie geseënde lewe moet ek en jy beleef hier op aarde. Psalm 139 vers 17 sê die Here dat hy het net mooi gedagtes vir ons. Net mooi gedagtes. God sal nooit 'n lelike gedagte hê nie. Ek hoor vandag van iemand wat so nou paar sondae terug gepreek het by 'n kerk in die omgewing, en toe het hy gesê dat ons moet swaar kry in die lewe. Almal moet swaar kry. Want dit is die manier hoe ons karakter gevorm word en ons dinge moet leer. En toe het hy almal vorentoe genooi dat hy die mense kan hande op lê, dat daar moet dinge in hulle lewens gebeur dat hulle kan swaar kry. So ek sal nie verbaas wees as huwelike gaan opbreek, siektes gaan ontstaan, finansies ten gronde sal gaan nie. Alle verhoudings, kan jy dit glo? Exactly. God se gedagtes vir ons is net goeie gedagtes. Jy kan dit gaan kyk, Psalm 139 vers 17. Efesiërs 2 vers 10, daar staan dat ons is bestem vir goeie dade. Ons is bestem vir goeie dade. Om net goeie dade te doen. Ons is nie bestem om vir iemand om te koop of slegte dade aan hom te doen, om te pootjie of om 'n paar klapte te gee of om rusie te maak. Ons is nie bestem daarvoor nie. Om oneerlik goed te doen nie. OK.
2 Korintiërs 8 vers 9 sê dat Jesus het arm geword sodat ons kan ryk wees. So glo vandaan die Here wil ook hê jy moet ryk wees. Alright? Ryk is 'n relatiewe begrip, maar die Here wil hê ons moet ryk wees. Johannes 17 vers 13, hy sê daarso, dat hy wil hê ons moet sy blydskap hê. Ons moenie met 'n klomp lang gesigte loop nie. Hierdie blydskap moet van binne afkom. Ek was nou in Parys of in Frankryk. Weet julle een ding, ek was verstom. Daai mense se monde hang so. Hulle loop heeldag. Ek weet nie, my mond dink ek kan so lykie. Maar hulle loop heeldag met lang gesigte. Daar's geen emosie in daai mense se gesigte nie. Daar's geen vreugde in hulle lewens nie. En weet julle, die enigste rede wat ek kan vind, is dat hulle ken nie die Here nie. Hoe? Nee, wat ek dink daai mense weet nie eers van die rugby af nie. Weet julle, dit moet verskriklik wees. Jy kan sien hoe ongelukkig hulle is. Die Here se wil is dat ons met sy blydskap en daai strome lewende waters moet uit ons uitborrel. Daai vreugde. Dit is waarvan ons moet oorloop. Johannes 14 vers 27 praat van, hy wil hê ons moet sy vrede hê. Daai vrede, hoekom Jesus gebore is. Dat ons vrede op aarde sal hê. Sy rus moet ervaar. En dan Johannes 15 vers 16 is nog 'n wil van die Here. Hy wil hê dat ons moet vrugte dra. Julle ken die hele Johannes 15 storie. Vrugte dra. Die vrugte van die Gees. Liefde, vriendelikheid, goedhartigheid, almal daai. Efesiërs 4 vers 22 is nog 'n wil van die Here. Hy wil hê ons moet lewe soos nuwe mense. Nou julle wat ek nou net maar gesê, die ou mens moet sterf, 'n nuwe mens kom tevoorskyn. Nuwe mens, Heilige Gees. Heilige Gees leef, ek leef nie meer nie. En dan die laaste ene hier, Matteus 8 vers 2 en 3, hy wil hê dat ons moet gesond wees. En ons moet hierdie woord glo. Hierdie grondwet, wat die koning se wil en begeertes en plan en doel vir sy volk is, moet ons glo. Hoekom kan ons dit glo? Kom ons blaai na Psalm 119 toe. Psalm 119 behoort julle nou al in hierdie tyd te weet, gaan alles oor die Bybel. En weet julle, iemand het eendag vir my gesê, dit was vir my vreeslik kosbaar, ek weet nie hoe teologies dit korrek is nie. As jy die woordjie Bybel sal vat, as ek hom nou hier so skryf, B-I-B-L-E, dan staan dit vir Basic Instructions Before Leaving Earth. Ek het net 'n vermoede, ons gaan nie die earth leave nie, maar in elk geval maak nou nie saak nie. Dit gaan oor basic instructions, wat die Here wil hê ons moet vir elke aspek doen. Psalm 119 vers 89. U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. OK? In die hemel staan die woord vas. En nou dink nou gou 'n bietjie. Matteus 18 vers 18. Alles wat ons toesluit in die hemel, sal op die aarde toegesluit word. Wat ons oopsluit in die hemel, sal op die aarde oopgesluit word. So alles van hierdie woord staan vas in die hemel. Staan vas in die hemel. En die Here wil hê ons moet heers, autoriteit neem. Onthou julle ons vorige onderwerp, sodat alles wat in hierdie woord staan, sy wil, sy plan met my, al die goedes wat ons nou gelees het, ons moet dit oopsluit, dit is ons manier wat hy vir ons gee, hy mag en autoriteit, sodat alles wat in die hemel is, vir ons hier 'n werklikheid en 'n realiteit op die aarde sal wees. Is dit nie fantasties nie? Daarom hoef ons nie te wil wag vir die dag dat ons laaste ou asempie uitblaas, dat ons net kan verlos wees van hierdie hel op aarde nie. Alright, ons behoort hemel op aarde te beleef. Kom ons kyk gou na Psalm 119 vers 152. Van lankal al weet ek van u verordeninge, dat u hulle altyd vas sal laat staan.
Jy sien, die Here kan nie vandag sê, nee, jy weet, ek wil nou hê, vir jou huwelik moet hierdie en hierdie goeders gebeur nie, maar volgende jaar verander ek my beginsels nie. Dit staan vir altyd vas. 1 Petrus 1 vers 25 sê maar basies dieselfde. Kom ek lees hom gou-gou vir jou. 1 Petrus 1 vers 25. Maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. En ek in hakkies het ek daar geskryf Galasiërs 1 vers 7 en 8, want daar sou staan dat as daar enige iemand 'n ander evangelie verkondig as die evangelie van Jesus Christus en die evangelie wat Paulus verkondig het, dan sal die vloek van God op hom rus. Dis hoe ernstig God daaroor is, dat ons die woord wat verkondig moet word, of die evangelie wat verkondig moet wees volgens hierdie woord. Sy woord wat vir altyd vas staan. Goed, nou punt nommer 2, dis nou, julle weet nou wat is punt nommer 2? Die verhouding tussen die koninkryk en sy volk. Ekskuus, ek het net, toe ek nou die goed geskryf het ek nou nie, ek moes beter gedink het, ekskuus, dit was nou my fout. Goed, punt nommer 2, die grondwet bepaal die mag en die verantwoordelikheid van die koning, dit kom basies neer op die verhouding tussen die koning en sy volk. En ons kyk nou hier na, wat is nou van die koning se kant af, wat doen hy om die verhouding tussen hom en sy volk te handhaaf? Hy het 'n sekere mag en 'n sekere verantwoordelikheid. Punt nommer 1, God sal altyd sy woord uitvoer. Altyd. As hy gesê het, gee jou 10de, saai, en jy sal ontvang, dan sal hy dit altyd doen. Ok, Numeri 23 vers 19 is 'n vers wat julle behoort te ken teen hierdie tyd. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'n Mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Iets beloof en dit nie uitvoer nie? Nee, hy sal nie. Wat God sê in sy woord, dit doen hy. Psalm 33 vers 4. Psalm 33 vers 4, hier staan, wat die Here sê, dit gebeur. Alles wat hy doen, dit staan vas. Ok? Jeremia 1 vers 12, hoort julle ook almal te ken? Daar staan Jeremia 1 vers 12. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien, ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Hoe staan die Here gereed? Hoe staan die Here gereed? Ek sien hierdie prentjie in my kop altyd, van hoe die Here gereed staan om te doen. Waarvoor wag hy? Vir my wat moet praat, vir my wat moet glo, vir my wat moet sê en moet vra. In Jesaja 55 vers 11. Som maar eintlik net dit alles op. So sal die woord, hy sê in hierdie so praat hy van soos wat reën en sneeu uit die hemel kom en dit gaan nie daarheen terug nie, maar die week die aarde en daar die plante bot en vrugte dra. Met ander woorde, die reën kom uit die aarde uit en daar's 'n effek. Daar kom plante uit. OK? Sê net so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Dis God se woord. God se woord is saad. Dis hoekom Matteus 13 gaan oor die woord wat saad is. En as ons die saad plant, dan is die saad altyd 'n oes. So saai jy dooie saad, kry jy 'n dooie oes. Saai jy saad wat lewe is, kry jy 'n oes wat lewe. Alright? En die tweede punt wat jy moet weet, en dis God se verantwoordelikheid as ons koning. Hy sal altyd sy beloftes nakom. Altyd. God beloof nie 'n ding en dan sê hy, ek het nou 'n bietjie van plan verander nie. Hebreërs 6 vers 17 en 18. Hebreërs 6 vers 17 en 18. En omdat God aan die erfgename van die belofte
bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Jy sien, hy kom waarborg dat al sy beloftes, dat dit tot uitvoering sal kom en hy dit met 'n eed bevestig. By iemand wat hoër as is homself en dit is God self. Julle kan maar daai hele stuk gaan lees. Hebreërs 10 vers 23 sê vir ons: Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. En dan Romeine 4 vers 21. Hier gaan dit nou weer oor Abraham. Romeine 4 vers 21. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. En dit gaan oor Abraham. Wat God vir Sarah gesê het, Sarah sal 'n kind hê. En Abraham was oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Jy kan maar gaan kyk, Hebreërs 11 vers 11 sê maar net dieselfde. Punt nommer 3, wat die grondwet vir ons sê, is die grondwet sê vir ons, watte regte ons het, en watte voordeel dit daar vir ons is. En dit is sy beloftes. OK? Weereens gaan ek nie na al die skrifte toe blaai nie, ek gaan vir jou net vinnig sê waaroor dit gaan. Matteus 7, vers 7 en vers 8 sê, vra en vir jou sal gegee word. Nou wil ek vir jou 'n ding sê, en jy moet nou baie mooi hoor wat ek sê. Om te vra is jou reg. Die boekie van Henry Blackaby, Experiencing God, ek weet nie wie van julle het hom gelees nie. Daar sê hy oor hierdie vra ding, en ek het dit gaan opsoek in die verklarings, en dis presies wat dit is. Die woordjie vra beteken to demand what is due. Nou, demand beteken nie om arrogant te wees nie. Maar as kind van God weet jy, en as jy die woord ken, dan weet jy dat Jesus het aan die kruis van Golgotha sekere dinge gedoen wat vir jou is. Hy verduidelik dit mooi, hy sê dis soos 'n garage vol. Jou genesing, jou finansies, jou voorspoed, jou seën, jou vrede, jou blydskap, alles is daar in 'n garage vir jou geberge. Dis daar, dis klaar. Dis nie dat daar nog moet besluit word om dit vir jou te gee nie. Dis klaar daar. En ons het die reg om dit te vra en dit basies net te gaan haal. Dis nie van hoe sekere mense gebed sien, dat hulle vra 'n ding, en nou wil hulle soepat en smeek, ag Here, asseblief, wil U tog nie maar net 'n bietjie van plan verander, en maar net vir my ook nou vir 'n slag ietsiekie gee nie. Dis vir jou klaar daar. Die beloftes is alles vir jou klaar daar. Hoekom sukkel ons daarmee? Weet jy hoekom? Want daar is in die Ou Testament beloftes, en daar is ook in die Nuwe Testament beloftes. Weet jy wat is die verskil? Die Ou Testamentiese beloftes is almal voorwaardelik. Kyk na Deuteronomium 28. Daar staan, as jy my gebooie onderhou, en gehoorsaam is aan wat ek vir jou sê, dan sal jy geseënd wees. Wat sê die Nuwe Testament? Sê dat ons is almal geseënd. Sonder voorwaardes. Inteendeel, hy sê vir ons in 2 Korintiërs 1, vers 19 en 20 sê hy, dat as ons in Christus Jesus is, dan is dit ja en amen op al die beloftes. Dis die verskil. Ons dink Oud-testamenties wat beloftes aanbetref. En daarom dink ons dat ons moet smeek om iets by die Here te kry. Ek wil vanaand vir jou sê, en ek sê dit met versigtigheid, want ek wil nie hê jy moet dit uit verband uitruk nie. Dis jou reg
om van God goed te vra. Want hy het in elk geval vir jou alles klaar gegee. Maar ons, uit onkunde, vat ons dit nie. Want ons ken nie hierdie waarheid van die woord nie. Hy sê ook soek en jy sal kry. En hy sê ook klop en vir jou sal oopgemaak word. Goed. Johannes 5 vers 24 sê dat ons het die ewige lewe en ons sal nie veroordeel word nie. Net soos wat Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir ons wat in Christus is nie. Dit is 'n voordeel wat ons het, dit is 'n fantastiese belofte wat ons het, dat ons weet, elkeen van ons wat hier sit, wat die Here se kinders is, dat ons weet, en ons weet daar gaan 'n regterstoel wees, en ons weet ons sal moet rekenskap gee, maar daar sal, op my en jou, sal daar nooit 'n oordeel wees nie. Die volgende reg en voordeel wat ons het, is Matteus, nog 'n voorbeeld, so ek sê weer eens, ek kan nie al die goeders noem nie, ek noem maar net 'n paar. Matteus 18 vers 19 en 20 wat sê, waar 2 of meer in my naam saamstem oor 'n saak, daar sal dit vir julle so wees. Mense, dit is 'n reg wat ek en jy het. Dat ons kan weet, wanneer ons saamstem oor 'n saak, as jy en jou man, of jy en jou kind, of jy en 'n vriendin, saamstem oor 'n saak in gebed. Daar's 'n eensgesindheid. En dis hoekom ek altyd vir mense sê, wanneer jy moet besluite neem, daar moet 'n eensgesindheid wees. In die huwelik moet daar 'n eensgesindheid wees. Wanneer 'n man besigheidsbesluite moet neem, jy moet 'n eensgesindheid met jou vrou wees. Wanneer 'n kind beroepskeuses moet maak, dan moet daar 'n eensgesindheid tussen kind en ouer wees. Wanneer daar vennote in 'n besigheid is, moet daar 'n eensgesindheid tussen julle twee wees, voordat julle besluite neem. Dis 'n beginsel van die Here. Stem saam in gebed, en dan sal dit vir julle, tot julle voordeel wees. En dis een van die beloftes, wat die grondwet vir ons gee. Kom ons kyk nou na Lukas 12 vers 32, wat sê, dit is God se wil, dat ek en jy 'n koninkrykslewe moet hê. Ons is nie arrogant as ons van die Here sê, vra, Here, ek wil 'n koninkrykslewe hê nie. Jy is nie arrogant, dit is jou reg, dit is jou voorreg. Dit staan vir jou so in die Bybel. OK. Hebreërs 4 vers 1 sê, dat ons wat glo, gaan in sy rus in. Weet jy wat beteken dit om in sy rus in te gaan? Dit beteken om te weet dat die keuses wat jy maak, wat volgens God se wil is, ook al gebeur daar dalk nie dinge presies soos wat jy gedink het dit moet gebeur nie, gaan jy nie begin in 'n vreesbevange raak en wat nou en hoe gaan ek nou maak nie, en gou begin ander plannetjies maak nie. As jy weet dit wat jy nou gedoen het is God se wil, dan ontspan jy en jy gaan in sy rus in, want jy weet alles sal ten goeie meewerk. En jy ervaar net eenvoudig daai rus. Daai rus beteken dat jy hoef nie dinge te doen omdat daar 'n effek moet wees nie. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, maak al julle begeertes 'n gebed en smeking aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou kom. Wat se begeertes het jy? Daar's 'n verskil tussen begeertes en behoeftes. OK? Jy mag met jou begeertes na God toe gaan. En jou begeertes hoef nie altyd Bybelse goed te wees nie. As jy 'n begeerte het om die Kilimanjaro te gaan klim, dan mag jy dit vir die Here sê. Jy mag dit sê. Kom ons kyk dan nog een, in Matteus 11 vers 28, hy sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, wat sê hy presies daarso, en ek sal vir julle rus gee. Dis 'n belofte wat die Here vir jou sê, kom net na hom toe, wanneer jy moeg is, wanneer jy uitgeput is, gaan net na die Here toe. Hy
Hy wil hê, hy kom nooi jou uit. Hy wil hê jy moet dit doen. Want hoekom? Daar's iets vir jou tot jou voordeel, sy rus. Matteus 10 vers 32 sê weer, dat as ons sy naam uitspreek voor ander mense, hierdie vers sê ek altyd op my eie manier, en dan sê ek kom nie heeltemal reg, ek kom dat ek gou vir jou soontoe bly, Matteus 10 vers 32. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor by Vader wat in die hemel is. Hoe spreek ons die Here uit voor mense? Wanneer daar iets gebeur in jou lewe en jy weet, dit was die goedheid en die guns van God, en jy gee hom erkenning daarvoor. Sê net, die Here was vir my so goed in hierdie saak. Dit is 'n getuienis wat jy lewe. En wat doen die Here dan? Dan noem hy jou naam voor God die Vader. Jy het ooit daaraan gedink. Jy, gewone mens, se naam is oor Jesus se lippe voor sy Vader. Dis allemaal awesome, is dit nie? En dan dink nou weer in die toekoms daaraan. Elke keer as jy vir iemand sê, maar die Here het dit en dit vir my gedoen, of dit en dit, ek gee hom erkenning vir dit en dit, vir sy goedheid, vir sy guns, vir sy genade, vir sy ingryping in my lewe, vir sy genesing, sy vrede wat ek beleef het. Elke keer as jy dit sê, dan sê Jesus, Papa God, daar is my kind, sy eer jou. Hy eer jou. Awesome. Matteus 10 vers 19 sê weer, dat wanneer ons by mense kom, en ons moet vir hulle iets sê, dan sal ons nie weet wat om te sê. Dis wat hy vir sy disippels gesê het. Hy sê, julle sal nie weet wat om te sê nie, maar op daardie oomblik sal ek die regte woorde op julle lippe vir julle gee, deur die Gees. Sal die Gees deur julle praat. So, wanneer ek en jy in 'n krisissituasie is, kom die belofte vir ons. Jy iemand moet gaan sien. Ek het nou gister was hier 'n vroutjie gewees. Pragtige kind van die Here, dierbare, sagte ou mensiekie. Sy was in 'n ongemagte lang storie, ek wil nou nie detail gee nie, maar sy was in haar werksituasie, dinge nou net so uitgewerk, dat sy onder ons met 'n kliënt gehad het, wat half agterbaks was met haar, en sy het dit fantasties gehanteer, sy het vir my al die goeders gewys, en haar baas, wat haar nou half uit die werk uit wil kry, die het nou vir haar vir 'n dissiplinêre verhoor, sy met môre het sy 'n dissiplinêre verhoor vir haar, teen haar, totaal onredelike storie. Regtig totaal onredelik. En ek het net vir haar gesê, maar gaan jy net, en gaan praat jy net die waarheid. Gaan praat net die waarheid, want dit is God se wil, en op daai oomblik, wanneer jy daar praat, sal die Here deur jou praat, hy sal vir jou die regte woorde op jou mond gee. Want sy het nie nou geld om 'n prokureur en al die goeders te gaan kry nie. Matteus 18 vers 18. As dit nie op jou aantekeninge 18 is nie, dan is dit verkeerd. Dit moet vers 18 wees. Die hele ding weer van toesluit en oopsluit. Dit wat ons in die hemel toesluit, sal op die aarde toegesluit wees. Dis jou reg, en dit is vir jou 'n voordeel. OK. Ek het net maar vir julle klaar hierdie ding gegee van 2 Korintiërs 1 vers 19 en 20. Dit is ja en amen op al die beloftes, as jy in Christus Jesus is. Ons is nie meer, Deuteronomium 28 geld nie meer vir ons nie. Dis nie vir as jy dit en dit, dan sal jy geseënd wees. Ons is geseënd, Efesiërs 1 vers 3. Handelinge 2 vers 39, kom ons blaai gou soontoe. Handelinge 2 vers 39 sê vir ons die volgende, hy sê, wat God beloof het, is vir julle, en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met ander woorde, as jy geroep is deur die Here, dan is alles wat God beloof het, is vir jou en vir jou kinders, en vir jou kleinkinders. Kom ons kyk ook na Romeine 4 vers 16 en 20. Romeine 4 vers 16 sê vir ons,
Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal. Kom ons lees vers 20. Vers 20 sê, hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Handelinge 13, vers 32 tot 34. Hierdie vers is alles net daar om vir jou vanaand te kom sê, dat jy kan vashou aan al die beloftes van God. Handelinge 13, vers 32 tot 34. En nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap, dat God die belofte aan sy voorvaders vir ons, hulle nageslag, vervul het. Sien jy hierso? Vervul het deur Jesus uit die dood te laat opstaan. So staan daar dan ook in die 2de Psalm geskrywe, jy is my seun, vandag het ek aan jou die lewe gegee. God het hom uit die dood laat opstaan en daarom sal hy nooit vergaan nie. Dit het God by die volgende woorde gesê, ek sal vir julle die heilige en betroubare beloftes vervul, wat ek aan Dawid toegesê het. Deurdat Jesus gesterf het en opgestaan het, is al die beloftes vervul vir my en vir jou. Al die beloftes is vervul vir my en vir jou. Daarom kan ons, Jesaja 62 vers 6, wat maar net sê, dat hy sê, ek het wagte op jou mure uitgesit Jerusalem, hulle sal dag en nag roep, julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stil bly nie. So al die beloftes wat ons vanaand oor gepraat het, en daar's nog duisende in die Bybel, kan jy, hoe moet jy nie oor stil bly nie? Hy sê dit hier so, herinner die Here aan sy beloftes. Herinner die Here. Vra hom, sê vir hom, Here, maar u beloof in die woord, dit en dit en dit. En ek wil daardie beloftes in my lewe hê. Goed, punt nommer 4, die grondwet word bestuur deur wette, of dan nou ook deur beginsels. Wette en beginsels is dieselfde ding. Exodus 20, vers 3 tot 17, daar teergekom in die Ou Testament al. En hy het gesê, daar sekere wette. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jy moet jou naaste lief hê, ensovoorts, ensovoorts. Wette. In die Ou Testament was daar wette. Baie wette. Matteus 22 vers 37 tot 39 kom Jesus met die Nuwe Testamentiese wette. En wat is dit? Eintlik is dit net die eerste 2 wette van die Nuwe Testament, van Moses se wette, né? Dit is dat jy Here jou God moet lief hê met jou hele hart en siel en verstand, en dat jy jou naaste moet lief hê soos jy jouself lief het. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Alright? Daai 2 wette is vir ons gegee. En dan sê hy, in hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Met ander woorde, alles in die Ou Testament is saamgevat met hierdie 2 wette. Want as jy die Here lief het en as jy jou naaste lief het, gaan jy nie van hom steel nie, gaan jy nie die Here se naam uitelik gebruik nie, gaan jy nie egbreuk pleeg nie, gaan jy nie al die verkeerde goed doen nie. En Matteus 5 vers 3 tot 10 is ook die Here se beginsels. Hy sê, geseënd is jy wat weet hoe afhanklik jy van God is. Jy sal die koninkryk van God beleef. So hy sê, vir almal, dis 'n wet, dis 'n beginsel van die Here. Wees afhanklik van hom. As jy afhanklik van hom is, sal jy 'n koninkrykslewe en jy sal geseënd wees. Jy kan maar al daai seëninge gaan kyk in Matteus 5 vers 3 tot 10. Almal van hulle is vir jou 'n beginsel wat jy moet toepas. Kom ons bly gou so toe, ekskuus dat ek ons kyk gou na nog so 1 of 2 Matteus 5. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die wat sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde beleef. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Gaan kyk maar hulle almal, dis almal beginsels daai. Wat is die doel van die wette? In die eerste plek. Die wette is daar om die grondwet te beskerm, sodat die grondwet kan plaasvind in jou lewe. Psalm 33 vers 4, wat God sê, dit sal gebeur. Weet jy hoe werk dit? As jy
'n trui koop, of 'n syhemp, of 'n een of ander waardevolle kledingstuk, dan is daar so 'n dingetjie, papiertjie, dingetjie, lappietjie hierin, wat vir jou wasinstruksies gee. Only dry clean only. Wat gebeur as jy daai trui was in warm water? Jy gaan nie meer 'n trui hê wat jy kan dra nie. Ja, okay. Weet julle, die wette is vir ons so 'n waarborg. God se beginsels is vir ons 'n waarborg dat die grondwet, met ander woorde dat die woord, met al sy beloftes, vir ons in vervulling sal kom. Met ander woorde, kom ons vat nou maar weer die ou ene van huwelik. Wat is die waarborg dat ons 'n gelukkige huwelik sal hê? Sy beginsels rondom huwelik. So, as ek as 'n vrou onderdanig is aan my man en eer betoon aan my man, en my man is lief vir my en hy versorg vir my, dan sal ons verseker 'n gelukkige huwelik hê. Daar's nie twyfel daaroor nie. Want ons pas God se beginsels toe, en die grondwet word op so 'n manier beskerp. Dis soos die trui. Ons het die instruksies gevolg. So dit is die waarborg dat die grondwet, wat die woord is, sal realiseer in my lewe. Okay. Net so is dit byvoorbeeld nog 'n kosbaar, kyk byvoorbeeld hier. Blaai gou na Efesiërs 1 toe. Ek het vanmiddag vinnig daaraan ook gedink. Efesiërs 1 vers 13 en 14, kom ek lees hom gou vir jou. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. Okay, dis nou wedergeboorte. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Nou luister nou vers 14. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Okay? So die Heilige Gees is die waarborg dat ons iets verder sal ontvang na wedergeboorte. Okay. Hoekom is daar so baie kinders van die Here wat tot wedergeboorte gekom het, maar hulle ontvang nie hierdie ding verder van wat die Heilige Gees vir ons kom waarborg nie? Hy sê dit vir ons, die Heilige Gees is vir ons 'n waarborg dat ons iets verder sal ontvang. Hoekom gebeur dit dat kinders van die Here nie dit verder ontvang nie? Want hulle ignoreer die Heilige Gees. Hulle het nie 'n verhouding met die Heilige Gees nie. Daar's geen Heilige Gees inspraak in hulle lewens nie. Hulle ignoreer die Heilige Gees, hulle bedroef die Heilige Gees, so hulle ontvang niks verder nie. Beteken dit nou die woord is nie waar nie? Nee. Maar die waarborg word nie benut nie. Die waarborg word nie toegepas nie. Jy sien, die Here kom waarborg vir ons, byvoorbeeld finansiële voorspoed, maar hy kom sê vir ons dat die beskerming van dit wat ek vir jou waarborg is, dat jy moet my beginsels toepas. Daar's wette, daar's beginsels, daar's die saai-maai beginsel. Daar's die gee beginsel. Daar's die huweliksbeginsel. Daar's vir jou gesondheid, is daar beginsels dat jy nie moet aan uitspattigheid moet by sulke goed betrokke moet wees. Jy moenie te veel eet nie. Jy moet oefening doen, die beginsels van die woord. Nie te veel oefening doen. Ek lees nou die dag 'n artikel wat sê dat as jy te veel oefening doen op een slag, ek kan nou nie meer so onthou wat is presies die tyd nie, dan raak jy gouer oud. In plaas van wat mense, dit is ek dink langer as 30 tot 45 minute op 'n slag oefen, dink ek is wat hierdie persoon in sy navorsing gesien het, daar is die papier, dan raak jy gouer oud. Okay,
So julle verstaan die hele storie van wat die doel is van die beginsels, die wette? Dis om die grondwet te beskerm, dat dit kan plaasvind in my lewe. Die tweede ene is, die doel van die wet is, dit voorsien, die beginsels in die wette voorsien vir my 'n veilige omgewing, wat vir my vrede bring, wat vir my beskerming bied, en wat vir my vryheid bied. Weereens, kom ons blaai gou na Psalm 119 toe. Psalm 119. Kom ons lees gou vers 6. Vers 6 sê, as ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. Hoeveel keer was jy al raad op? Hy sê hierso, as jy my gebooie in ag neem, my woord in ag neem, want wat is hierdie gebooie waarvan hy praat? Hy praat nie van die 10 gebooie nie, hy praat van die woord beginsels. Dan sal jy nie raad op wees nie. As jy byvoorbeeld raad op is in jou huwelik, as jy raad op is oor jou finansies, gaan pas die woordbeginsels toe. Begin dit toepas, en jy gaan die effek kry. Want die Here kom waarborg dit in sy woord vir jou. Dat as jy sy beginsels toepas, dan gaan jy, al die beloftes, gaan vir jou waar word, dit gaan vir jou in vervulling kom. Kom ons kyk gou na nog een, vers 14. Om volgens u verordeninge te lewe, gee vir my meer vreugde, as al die rykdom van die wêreld. Sien julle, hoe eenvoudig is dit? Kom ons kyk ook gou na Psalm, na vers 45, hom het ek ook hier uitgesoek gou. My lewe sal veilig wees, want ek vra steeds wat u bevele is. Wat u woord is, wat u wil is. Jou lewe sal veilig wees. Kom ons kyk ook na vers 165. Hy sê, vir die wat u wet lief het, of dan nou u woord lief het, is daar groot sekerheid. Die ou vertaling praat hier van vrede. Niks kan hulle laat struikel nie. Onthou, hoekom praat die Ou Testament van wet? Hy praat nie van die 10 gebooie van Moses se wet nie. As hy praat van die wet, dan praat hy van die grondwet. En wat is die grondwet? Is die Bybel, die woord. Dis die beginsels van die woord. OK, ek wil